Ons gaan vanoggend begin met 'n baie kort reeks oor Josef se storie en ons gaan vanoggend begin by Genesis 37 en Genesis 39. En julle sal sien in julle Bybels, dit is twee baie lang hoofstukke. So ons gaan vanoggend net 'n paar grepe saam lees uit hierdie twee hoofstukke sodat ons net die geheel prentjie kan kry van waar Josef se storie begin het. Genesis 37 en 39, die gedeeltes sal ook vir julle op die bord wees. En voordat ons gaan begin, kom ons bid saam, ons word net bewus van die Here se teenwoordigheid en ons vra ook saam vir sy leiding wanneer ons uit sy woord gaan lees. Kom ons bid. Here ons God, u woord is 'n lamp vir ons voete en die lig op ons pad. En wanneer ons nou ons Bybels oopmaak en saam gaan lees, vra ons dat u tot ons elkeen sal spreek, duidelik, lewendig en persoonlik. Here, gee dat ons vanoggend nie net 'n klomp woorde sal hoor nie, maar dat ons ook u stem baie duidelik daarin sal herken. Open ons verstand en ons harte om te verstaan, ons gedagtes om te ontvang en ons lewens om te gehoorsaam. Ons bid dat u deur u Gees ook in hierdie volgende oomblikke vooruit sal gaan, sodat ons ook u teenwoordigheid en u leiding baie tasbaar sal ervaar. In Jesus se naam vra ons dit. Amen. Genesis 37 vanaf vers 1. Jakob het in Kanaan gebly, die land waar sy voorvaders ook as vreemdelinge gebly het. Hier volg die familiegeskiedenis van Jakob. Josef was nog jonk, 17, toe hy kleinvee opgepas het saam met sy broers, die seuns van Bilha en Silpa, sy pa se vrouens. Josef het slegte stories oor sy broers by hulle pa aangedra. Van al sy seuns was Israel die liefste vir Josef, die seun wat in sy ouderdom gebore is, en daarom het hy vir Josef lang klere met moue gemaak. Vers 4. Toe sy broers sien dat hulle pa vir Josef liewer het as vir enige van hulle, het hulle afkeer van Josef gekry en hulle het niks goeds oor hom gesê nie. Op 'n keer het Josef 'n droom gehad en hy dit vir sy broers vertel. Daarna was hulle afkeer van hom nog groter. Dan spring ons na vers 12 toe. Josef se broers het hulle pa se kleinvee gaan oppas in Sichem. Toe sê Israel vir Josef, kyk, jou broers pas die kleinvee op in Sichem. Ek wil jou na hulle toe stuur. En Josef het geantwoord, goed, pa. Vers 18 tot 28. Hulle het hom al van ver af gesien en voor hy by hulle gekom het, het hulle ooreengekom om hom dood te maak. Hulle het naamlik vir mekaar gesê, kyk, daar kom die ou dromer aan. Kom ons maak hom dood en gooi hom in 'n put. Ons kan sê 'n roofdier het hom opgevreet. Dan sal ons sien wat word van al sy drome. Reuben het hulle hoor praat en omdat hy vir Josef wou red, het Reuben gesê, nee, ons moet hom nie doodmaak nie. Vers 22, moenie moord pleeg nie, gaan gooi hom liewer in hierdie put hier in die veld, moenie sy lewe neem nie. Reuben het dit gesê sodat hy vir Josef kon red en hom na sy pa toe kon terugstuur. Josef het skaars by sy broers aangekom of hulle trek sy klere uit, die lang klere met moue wat hy aangehad het, en vat hom en gooi hom in die put. Dit was 'n droë put, 'n put sonder water. Vers 25. Daarna het hulle gaan sit en eet, en toe hulle weer sien, kom daar 'n klomp Ismaelitiese handelaars uit Gilead aan. Hulle was op pad na Egipte toe en op hulle kamele
en op hulle kamele was daar gom, balsam en gars gelaai. Toe sê Juda vir sy broers, watter nut het dit vir ons om ons broer dood te maak en dit dig te hou? Kom ons verkoop hom aan die Ismaeliete. Ons moenie sy lewe neem nie, hy is ons broer, hy is ons bloedfamilie. Juda se broers het na hom geluister. Vers 28. En toe daar van die Midianitiese handelaars verbykom, het die broers vir Josef uit die put uit opgetrek en vir 20 stukke silwer aan die Ismaeliete verkoop, en die het hom Egipte toegevat. Genesis 39 vanaf vers 1. Josef is na Egipte toegebring. Potifar, 'n amptenaar van die farao en hoof van die leiwag, 'n Egiptenaar van geboorte, het vir Josef by die Ismaeliete gekoop, wat hom na Egipte toe gevat het. Vers 2, die Here was by Josef, en dit het baie goed gegaan met hom. Hy het in die huis van sy eienaar, die Egiptenaar, gebly. Toe Potifar, Josef se eienaar, sien dat die Here by Josef is, en dat die Here alles wat Josef aanpak laat slaag, was Potifar hom goedgesind. Hy het Potifar se persoonlike slaaf geword, en Potifar het hom aangestel oor sy hele huishouding, en al sy besittings is onder Josef se sorg geplaas. Dan vers 11. Op 'n dag toe Josef in die huis ingegaan het om sy werk te doen, was daar niemand van die ander slawe in die huis nie. Toe gryp Potifar se vrou hom aan sy klere en sê vir hom, kom lê by my. Maar Josef het buitentoe gehardloop, terwyl sy 'n stuk van sy klere in haar hand bly hou. En dan vers 16 tot 21. Sy het die stuk klere by haar gehou toe Josef se eienaar huis toe gekom het. Sy het alles vir hom vertel en vir hom gesê, hierdie Hebreëse slaaf wat hier by ons ingebring het by my kom aanlê. Vers 18. Maar toe het ek hard aanhou roep, hy het buitentoe gevlug en hierdie stuk klere by my gelos. Toe Josef se eienaars by sy vrou hoor wat sy slaaf alles aan haar gedoen het, was hy kwaad. Hy het vir Josef gevat en in die tronk gegooi waarin die mense was wat deur die koning gevange gehou is. Terwyl Josef daar in die tronk was die Here by hom en hy het Josef sy troue liefde laat ondervind, sodat die tronkbewaarder hom goedgesind geword het. Dis in 'n kort neutedop die storie van Josef in Genesis 37 en 39. Wat is die prentjie wat jy in jou kop kry as jy vanoggend aan Josef dink? Dalk dink jy aan die mooi klere wat hy gedra het, sy drome, sy swaar kry, sy deursettingsvermoë, of dalk dink jy aan sy koningskap. Maar as ons die begin van Genesis 37 lees, is dit nie hoe ons Josef leer ken nie. Ons leer ken hom as die witbroodjie van die familie, amper as hierdie grootpratige seun in die huis, iemand wat so bietjie van 'n chip op sy skouer het, omdat hy in hierdie huis voorgetrek word. Ons lees van 'n Josef wat graag by sy pa geklik het oor sy halfbroers, en daarom word hy juis gestuur om sy boeties te gaan opcheck en om later aan sy pa te gaan terugrapporteer wat sy boeties in die veld doen. En dan boonop lees ons hoe Josef voor sy boeties gespog het oor die drome wat hy gekry het en hoe hy eendag oor hulle gaan regeer. En 'n mens hou amper nie van hierdie Josef wat jy so aan die begin van Genesis 37 leer ken nie. En natuurlik dieselfde van sy pa Jakob. Jakob het so baie verkeerde keuses gemaak. Jakob het 4 vrouens gehad en nou lees ons, hy het 'n spesifieke kind voorgetrek in sy huishouding ten koste van al die ander boeties.
En geen wonder, sy huis was 'n oorlogsveld nie. Hy is amper hierdie sprekende voorbeeld van die soort pa wat ons nie behoort te wees nie. En dan is daar natuurlik die halfbroers van Josef. En vanoggend sal ons dalk so klein bietjie simpatie met hierdie halfboeties wil hê, want hulle het elke keer aan die kortste end getrek in die huis. En is amper heeltemal te verstaan dat hulle niks van hierdie jonger boetie gehou het nie. Maar dan sien ons een groot rooi lig wat sommer heel aan die begin van Genesis 37 flikker. Ons sien hoe vinnig afguns en jaloesie en haat en bitterheid en moord kan verander. Ons lees in vers 23 en 24 hoe daar staan, Josef het skaars by sy boeties aangekom of hulle het sy klere uitgetrek, hulle het hom gevat en hulle het hom gegooi in 'n put. En hierdie twee werkwoorde, vat en gooi, dis eintlik in die Hebreëse taal twee uitdagende werkwoorde, want dit sê vir ons, die boeties wou nie net vir Josef doodmaak nie, hulle wou letterlik sy liggaam gebreek het en dit weggesteek het. Dis hoe min hulle van hierdie boetie gehou het. Dan later lees ons, hulle het Josef wel in 'n put gegooi, maar dat hulle hom nie doodgemaak het nie. Hulle het hom as 'n slaaf verkoop. Ons lees nie baie in hierdie gedeeltes van Josef se reaksie op nie, maar so 'n bietjie later in Genesis 42 vers 21, dan lees ons hierdie hartseer woorde, toe hierdie boeties moes erken, ons het sy angs gesien, toe hy ons om genade gesmeek het, maar ons het hom nie jammer gekry nie. Ons het nie na hom geluister nie. Dis hartseer woorde. In Psalm 105 vers 17 lees ons dat nadat Josef as 'n slaaf verkoop is sy voete in boeye vasgemaak, 'n yster is om sy nek gesit, en so is hy weggelei na 'n vreemde land toe, na die land Egipte. En asof hierdie nou nie erg genoeg is nie, dan stuur die boeties Josef se bloedbevlekte klere vir hulle pa, sodat pa Jakob sy eie afleiding moet maak. En dan so ewe skynheilig probeer hulle pa troos. En dis nou die mense wat ons hier ontmoet aan die begin van Genesis 37. En as dit nou 'n sepie was, dan sou 'n mens kon sê, dit het al die bestanddele vir 'n lekker, juicy drama reeks. Maar die hartseer is dat dit nie 'n sepie is nie. Dis nie van sepie karakters waarvan ons lees nie. Dit is regte mense van vleis en bloed. En ons lees, hierdie is ook nie enige mense nie. Vers 2 sê, hierdie is die familiegeskiedenis van Jakob. 'n ander naam vir Jakob is Israel. Hierdie is die storie van God se mense. Die mense wat God gekies het om 'n verskil te gaan maak in die wêreld. Die mense vir wie hy gesê het in Genesis, julle moet tot 'n seën wees. En dan lees ons hierdie hartseer in Genesis 37, dat hulle alles behalwe dit doen. En nog erger, ons lees nie 'n woord van God nie. In die hele Genesis 37 hoofstuk word daar nie een keer na God verwys nie. En dit bring ons by die eerste vraag vanoggend. Waar is God? Want as jy hierdie storie lees in Genesis 37, dan lyk dit of God homself heeltemal onttrek het van hierdie familie.
Genesis 37 begin met hierdie hartverskeurende woorde van Jakob in vers 35, ek sal bly treur oor my seun, totdat ek by hom in die dood is. En dis hoe hierdie hoofstuk eindig. En tog, as 'n mens baie mooi kyk na Genesis 37, is God nie afwesig nie. Hy is op 'n verborge manier teenwoordig, want dit is God wat in die eerste plek Josef laat droom. Dis God wat vir Josef 'n blik gee op hierdie toekoms wat voorlê. En dit is God wat beskik dat Josef in Egipte beland, sodat al die Israeliete jare later van 'n baie groot hongersnood gered sou word. En ons sien dit so duidelik in die res van Josef se verhaal. Maar in Genesis 37 sien ons iets van God se ondeurgrondelike wee. Ons het verlede week stilgestaan by die disippels en hulle storie op die see en die storm wat hulle ervaar het. En nou sien ons hier in Genesis 37 ook iets van God se teenwoordigheid, maar op 'n heel ander manier. Dat God agter die skerms aan die werk bly. Al sien ons nie iets van hom nie. Iets van God se ondeurgrondelike wee kan ons tog nog steeds in Genesis 37 raak lees. Hoe God op 'n verborge wyse deur die swakheid van die mens, deur arrogansie, afguns, haat, nog steeds aan die werk bly. Hoe God hierdie sonde van die mens tot die volvoering van sy eie plan kan gebruik, sonder om die sonde goed te praat en sonder om die sonde te regverdig. Maar feit is, God bly aan die werk. En al sien ons nie sy teenwoordigheid met die blote oog nie, beteken dit nie God is afwesig nie. God bly aan die werk. Genesis 39. Dan sien ons dit 'n bietjie duideliker. Vers 2 begin met die woorde, die Here was by Josef. Die hoofstuk eindig in vers 23 met die woorde, die Here was by Josef. En is vir my amper 2 arms wat hierdie hele verhaal probeer vashou. 2 arms wat wil sê dat die Here was by Josef. Ten spyte van al die goed wat hier in die middel gebeur het, is daar 2 duidelike arms wat sê dat die Here was by Josef. Toe Josef in Egipte aangekom het, sien ons God was nie afwesig nie. Hy hou sy oog op Josef. Daarom verdwyn Josef nie in die massas in Egipte nie, maar beland hy in die omgewing van die Farao se paleis. Partykeer voel dit vir ons of God ons nie hoor nie. Alles in ons lewe begin net verkeerd loop. Ons sien nie 'n uitkoms nie. Ons sien nie 'n toekoms nie. Ons weet nie waar die Here is nie. En dis presies hoe Josef gevoel het. Maar vanoggend wil Genesis 37 en 39 vir ons gerus stel deur te sê dat God hou sy oog op jou en my. Josef het nie uit God se gesigsveld verdwyn nie. En is eintlik hierdie een goue draadjie wat deur Josef se hele storie loop. Dat die Here elke liewe keer by Josef was, selfs in sy grootste nood, selfs in sy donkerste nood, was die Here by Josef. En ek en jy moet dit vanoggend ook baie mooi
hoor. Selfs in die tye wanneer ek en jy niks van die Here se teenwoordigheid ervaar nie. In die tye wanneer ons niks van die Here kan raak sien nie. Sê Genesis, die Here is nog steeds daar om jou op te pas. En dit is juis in sulke tye wat jy moet vasbyt in jou geloof. Dat jy moet bly glo dat die Here daar is vir jou, al skree alles om jou, dat dit nie waar kan wees nie. Maar dis in sulke tye wat jy moet vasbyt. Jy moet vashou aan hierdie versekering dat God is by jou. En hy bly aan die werk. Al kan jy niks sien nie. Al maak niks in jou lewe vir jou sin nie. Bly God aan die werk. In die tweede plek, ongelukkig as dit kom by die Here se teenwoordigheid, maak mense partykeer een gevolgtrekking. As die Here so by ons is, dan moet dit net goed gaan met ons. En is altyd vir my interessant, op sosiale media, is daar altyd een spesifieke vers wat mense baie graag aanhaal, en dis die woorde van Romeine 8 vers 31, wat sê, God is vir ons, wie kan dan teen ons wees? En dan maak die mense die afleiding, dit kan nie sleg gaan met my nie, want die Here is vir my. Die Here is by my. So niks sleg kan met my gebeur nie. En dit is so hier in Genesis 39, die hoofstuk begin en eindig met hierdie woorde, die Here was by Josef. Maar dit beteken nie, alles in sy lewe was voor die wind nie. Josef het probeer om die reguit pad te loop, maar dan loop hy hom vas teen 'n listige en 'n bose vrou. Hy staan weerloos teen 'n klomp vals beskuldigings en hy word onregverdig in 'n tronk gegooi. En dis nou die dankie wat Josef gekry het, omdat hy eerlik en met integriteit opgetree het. En ons sal vanoggend sê, maar dit is bitter onregverdig. Maar dit gaan hier met Josef, soos dit baie keer ook met ons in ons lewens gaan. Soms word ons ook bitter onregverdig behandel. Soms tree ons ook met integriteit op. Ons is eerlik en ons trek nog steeds aan die kortste end. Dit lyk soms as ons na hierdie wêreld kyk, die manier hoe alles in hierdie wêreld gedoen word, of dit die is wat die beste kan lieg en die beste bedrieg, die wat die hardste en die koudste is, dis hulle wat die boot toe invoer en die uitkoms bepaal. En dan is daar vroeë mense wat soveel keer sal sê, weet jy, omdat dit sleg gaan met jou, was jy seker iewers in jou lewe ongehoorsaam aan die Here. En daarom is ek so bly vir 'n Genesis 39 in die Bybel. Vir 'n Josef wat opreg en met integriteit en eerlik opgetree het. Want as hierdie vroeë mense reg was, dan sou Josef nie onregverdig in hierdie tronk beland het nie. En tog is dit wat juis met hom gebeur het. Maar dit wat ek en jy vanoggend moet raak sien, in hierdie tronk, in hierdie onregverdigheid, lees ons weer die woorde, die Here was ook in die tronk by Josef. En ek dink, ons moet dit vanoggend baie goed raak sien. Ons wat soms aan die Here se liefde en trou twyfel, omdat ons in 'n wêreld leef waarin ons soms so min van die Here se teenwoordigheid kan sien. Ons leef in 'n wêreld waar die waarheid verdraai word, 'n wêreld waar goddelose mense so baie keer die scepter swaai,
'n wêreld waar mense so baie keer met moord wegkom. 'n Wêreld waar daar dikwels geluister word, nie na die een wat eerlik is en die een wat integriteit het nie, maar die een wat mag het en die een wat invloed het. En Genesis 39 wil sê, dis juis in hierdie wêreld waar die Here by ons is. En dis die versekering wat die Here vanoggend vir jou wil kom gee. Jy wat eerlik leef, jy wat met integriteit leef, jy wat soms onregverdig behandel word. Die Here is by jou, soos wat hy by Josef was. En in hierdie wêreld is God by ons, in en deur en rondom ons ellende en regverdigheid is God teenwoordig. En Genesis 39 sê, selfs in 'n tronk, selfs in onregverdigheid, gaan ek en jy nog steeds iets van die Here se troue liefde ervaar. God is altyd daar. En al is die pad nie maklik nie, bly die versekering vir jou en vir my. God is daar. En soms lyk dit of die slegte mense wen. Maar God kan die sleg gebruik om nog steeds sy plan vir jou lewe, sy doel vir jou lewe te bereik. Dis die versekering wat die Here ook vir jou kom gee. En dan in die derde plek, God se besig wees met mense. As 'n mens kyk na al die mense waarvan hier gepraat word in Genesis 37, net die familie van Jakob, dan kan ons dalk sê, ons verstaan hoekom dit lyk of God afwesig is. Dalk is die Here afwesig omdat 'n mens hom op geen manier in een van hierdie mense kan raak sien nie. Hoe kan hierdie familie van Jakob vir die nasies tot 'n seën wees? As daar selfs in hulle familie soveel jaloesie en afguns en haat is. En as ons baie eerlik is, dan sien 'n mens niks van die Here se beeld in Jakob se familie en in hulle optrede met mekaar nie. Maar ek en jy moet vanoggend ook onthou, Genesis 37 is die begin van die verhaal. Maar dis nie die einde nie. En ergens langs die pad het Jakob se familie instrumente in God se hand geword. Dis waar die verhaal begin in Genesis 37, maar dis nie waar dit eindig nie. Langs die pad het elkeen van hierdie familielede verander. En 'n mens sien, hoe langer, hoe meer, sien jy iets van God in hulle, word hulle al meer instrumente in God se hand, wat 'n seën bring vir ander. En vir my bly dit een van die groot wonders van God se pad met ons. Die Here vat ons soos ons is. Krom, skeef, jonk, oud, onbruikbaar. En hy sê nie, kom na my toe, almal wat volmaak en sonder sonde is nie. Die Here sê, kom na my toe, almal wat stikkend is, almal wat vol sonde is, almal wat misluk het, almal wat 'n laagtepunt in hulle lewe bereik het. En ek sal jou vat. Ek sal 'n pad stap saam met jou. Ek sal jou verander en ek sal jou vernuwe. En dis die wonder van God se pad met ons elkeen. God roep ons soos ons is. Maar ek en jy moet baie mooi hoor vanoggend, as ons hierdie uitnodiging ervaar, gaan die Here ons nie los soos hy ons gekry het nie. Hy gaan met ons besig
bly. In hierdie hele verhaal van Josef, het die Here met Josef besig gebly. Hy het begin met hierdie wit broodjie, hierdie groot praterige kind, hierdie amper arrogante kind. Maar is nie waar Josef in Genesis 50 geëindig het nie. God bly aan die werk in ons. God bly besig met ons elkeen. Hy skaaf aan ons, hy snoei aan ons. En die Nuwe Testament sê hy doen dit vir een rede, sodat Jesus se beeld in ons sigbaar sal word. En daarom kan ek en jy nooit sê, ek is so gemaak en so gelaat staan nie. En ek hoor dit 'n hele paar keer by 'n paar van julle. En eintlik mag ons dit nie sê nie. Want die Here bly besig met ons. En God gaan niemand laat staan nie. Jy gaan nie dieselfde mens bly nie. Die Here gaan jou vorm. Hy gaan aan jou werk in onregverdige omstandighede, wanneer jy in 'n put beland, wanneer jy in die laagste plek in jou lewe beland, wanneer jy in moeilike tye is, wanneer jy in swaar tye is, wanneer jy teëspoed ervaar, gaan die Here met jou besig bly en hy gaan jou aanhou vorm, sodat ook in hierdie omstandighede jy al meer soos sy seun sal lyk. En dis ons roeping, om soos Jesus te word. En daarom die versekering, dat die Here met jou besig gaan bly, en dat hy jou nooit gaan los nie. En dan in die laaste plek, so 'n blik op God se plan. Daar's een baie belangrike perspektief in Genesis 37 en 39, wat ons ook nie moet miskyk nie. Josef het sy naam, sy familie, sy status verloor. Hy het in Egipte aangekom met niks. Hy het nie 'n sent op sy naam gehad, of 'n naam wat 'n sent werd was nie. Josef het letterlik alles verloor, met die uitsondering van een ding: sy drome. En hierdie vreemde drome, dit was eintlik sy roeping. Dit het eintlik vir hom 'n prentjie gegee van sy roeping, van sy toekoms. Dit gee ons 'n blik op dit waarmee God besig is. Feit is, God gebruik mense. Hy het vir Josef gebruik. En Josef het hierdie drome gehad, maar hy het nie die detail gehad van hoe alles in sy lewe gaan uitwerk nie. Maar die drome het vir hom een ding gesê: hy gaan tot 'n seën wees vir ander. Hy gaan 'n belangrike posisie bereik. En hy het aan dit vasgehou. In die put, in Potifar se huis, in die tronk, het hy aan een ding vasgehou. Hierdie drome wat hy gehad het. God gebruik mense. God skakel mense in by sy plan met hierdie wêreld. En die wonder dat hy ook vir jou en vir my gebruik. Sodat ons ook 'n seën sal wees vir ander. En so het God vir Josef gebruik. En is vir my so mooi in Genesis 39, oral waar hy was, ten koste van homself, ten koste van die onregverdigheid, dan staan daar die mense om hom, het iets van die Here se seën beleef. In Potifar se huis, het Potifar self en sy mense iets van die Here se seën beleef. In die tronk, het die tronkbewaarder iets van die Here se seën beleef. Dit maak nie saak waar Josef was nie.
Die mense het iets van God se seën beleef. Ons weet nie altyd watter pad die Here met ons gaan loop om ons tot 'n seën vir ander te maak nie. En soms plaas die Here mense oor ons pad wat ons nie weet hoekom nie. Maar Genesis 39 wil ons herinner dat die Here het 'n plan met ons lewe. En een iets is deel van daai plan. Hy wil hê jy moet tot 'n seën wees vir ander. En daarom hier in Genesis 39 gaan dit nie in die eerste plek oor Josef en sy gerief nie, maar dit gaan oor God wat werk met 'n plan. En Josef wat by hierdie plan ingeskakel word. God is op 'n weg met hierdie wêreld wat hy so liefhet, dat hy sy enigste seun gegee het. En daarom gaan dit ook nie in ons lewens in die eerste plek oor ons voorspoed, ons gemak en ons gerief nie, maar dit gaan in die eerste plek oor God wat 'n plan het. God is op weg met die wêreld. Hy gebruik ons, hy skakel ons in by hierdie plan. En daar waar jy elke dag is, daar wil die Here jou gebruik om tot 'n seën te wees vir ander. En daarom die gebed wat ek en jy elke dag moet bid, dat ons bruikbaar sal wees vir die Here, dat ons tot 'n seën sal wees vir ander, ongeag waar ons onsself bevind, ongeag die moeilike mense wat oor ons pad gestuur word, dat ons tot 'n seën sal wees ook vir hulle. Hoekom? Sodat hulle ook iets van die Here kan beleef. God het 'n plan. Al loop dit soms anders as wat ons voorgestel het. En al is ons rol in hierdie plan nie altyd baie duidelik nie. Feit is, die Here is op 'n weg met hierdie wêreld. Hy het 'n plan vir jou lewe. Jy word ingeskakel in sy plan met hierdie wêreld. En die hoofsaak, dat God sy plan sal bereik. Dat sy seën deur jou sal vloei na die mense om jou, sodat hulle ook iets kan beleef van wie God is. Vanoggend was daar 4 belangrike geloofslesse wat ons by Josef geleer het. God is nooit afwesig nie. Hy is altyd daar. Hy is altyd aan die werk. En as jy jou in 'n seisoen in jou lewe bevind, of in 'n plek op jou lewe wat jou verbuister, wat jy nie verstaan hoekom hierdie goed gebeur nie, wil Genesis jou herinner dat dit wat met jou gebeur, verwar nie vir God nie. Hy kan en hy sal dit gebruik om 'n doel, sy doel met jou lewe te bereik. 2 gebede wat Genesis sê ons elke dag moet bid. 1, dat ons altyd bruikbaar sal wees. Dat die Here altyd besig met ons sal bly. En maak nie saak hoe ver ons in die lewe geval het nie. Dat die Here ons daar sal ontmoet en ons sal verander en vernuwe. Maar 2, daar waar ons elke dag is, dat ons tot 'n seën sal wees vir die mense wat om ons is, sodat hulle ook iets van die Here se goedheid kan beleef. En mag jy in hierdie week ervaar dat die Here by jou is. Van vandag tot volgende Sondag is dit soos 2 arms wat hierdie nuwe week vashou. 2 arms wat sê, ek die Here is by jou. En dit maak nie saak wat in hierdie week met jou gaan gebeur nie. Die Here is by jou. En hy het 'n plan met jou lewe. En hy gaan
sy doel met jou bereik. Amen. Kom ons bid saam. Here ons God, baie dankie vir u woord. Dankie vir hierdie kosbare verhaal van Josef, wat ons herinner dat u altyd daar is. Selfs in die tye wat ons u teenwoordigheid nie kan sien nie. Kom gee u vir ons die versekering dat u daar is, dat u in ons lewens aan die werk bly. En vanoggend is dit ons gebed. Dis ons antwoord op u woord, dat u al meer en meer met ons besig sal wees, dat u ons sal vorm, dat u selfs die slegte en die moeilike omstandighede sal gebruik om ons te vorm, sodat u seën sigbaar sal word in ons lewe. Help ons om tot 'n seën te wees vir ander en wys ons elke dag die maniere hoe ons dit kan doen. Here, open ons oë sodat ons elke dag u leiding en u hand in ons lewens sal raak sien en mag u al meer en meer in ons lewens verheerlik word. In Jesus se naam. Amen. Ontvang nou die seën van die Here vir vandag en vir die week wat vir julle elkeen voorlê. Die Here, die Almagtige, is elke dag by jou. Die Here sal jou seën en jou oppas. Die Here sal met deernis na jou kyk en baie goed wees vir jou. Die Here sal jou gebede beantwoord en elke dag vir jou sy vrede gee. Amen.